As hy nou sê, ons moet lyk soos Christene, dan beteken dit nie, jy moet nou ander klere aantrek, sodat hulle nou kan weet, jy is 'n Christen nie. Ek dink die beste manier is om maar 'n glimlag op jou gesig te sit. Dat hulle kan weet, jy die liefde van die Here. Ek wil vanmôre met jou praat, oor momentum, as selfs jou pa nie in jou glo nie. Momentum as selfs jou pa nie eers in jou glo nie. Ons skrifgedeelte is daar in 1 Samuel 17, vers 48 en 50. Kyk vir my net dat hierdie mikrofoon ook op die streaming net reg is, dat hulle hom net daar ook kan hoor. 1 Samuel 17 vers 48 tot 50, hy sê, toe die Filistyn hom dan klaar maak, en aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die gevegterrein om die Filistyn te ontmoet. Ek wil gou vir jou sê, as jy teenstand beleef, moenie terugdeins nie, kry groter momentum. As hy na jou toe aankom, moet jy nie wegvlug nie, jy moet vinniger na hom toe gaan, soos wat Dawid hier vir ons voorstel. Hy sê in die Engels, in die Message Bible, that roused the Philistine, and he started towards David. But David took off from the front line, running towards the Philistine. Die ander vertaling sê, when Goliath started forward, David ran towards him. Beteken ek en jy moenie bang wees vir die duiwel en vir die vyand nie. Ek en jy moet weet wie is aan ons kant, ons moet weet wie is met ons, en daarom kan ek en jy groter momentum kry na die vyand toe. Nou vir die wat nou nog nie hier was nie, ons is besig om te praat oor nuwe momentum, soos julle sien op die bord, hier agter my. En die definisie van momentum is die hoeveelheid krag wat 'n bewegende voorwerp besit as 'n produk van sy massa en sy spoed. Nou, ons het dit in die eerste week, het ons daaroor gepraat, en toe het ons gepraat oor die koninkryk wat vir homself 'n pad oopbreek. In die tweede week, toe praat ons oor hoe momentum te genereer en dit te behou. In die derde week het ons gepraat oor meer momentum, en dan beteken dit, ons moet by ons geloof voeg, die deeg en die kennis en die selfbeheersing en die lydsaamheid en die godsvrug en die broederliefde en die naaste liefde, en ons moet groter word, ons moet meer massa kry om groter momentum te kan hê. Nou vanmôre wil ek met jou praat oor, dit maak nie saak hoe groot jy is en of hoe sterk jy is nie, jy moet meer spoed kry. Amen. Ek en jy moet ook, ek het nou rugby voorbeeld gebruik in die verlede, van hierdie groot rugby spelers, nou wil ek amper sê, jy moet soos 'n Cheslin Colby wees, nee? Jy het nou nie die groot liggaam nie, maar jy het die spoed, nee? En dis 'n Dawid, hy het met spoed gegaan, dan beteken dit, jou spoed maak meer saak, om dan meer momentum te kan kry. Nou, ons moet kan weet, momentum is die krag, wat toegepas word op 'n voorwerp, om weerstand te oorkom. So maak nie saak wat jou weerstand is nie, maak nie saak wat teen jou aankom nie, jy moet groter spoed hê, wat jy hom kan teëstaan, en dat jy bo oor hom kan loop, in plaas van hy bo oor jou. Nou, almal ken die verhaal van Dawid. Ons weet, Saul het gesondig. En omdat Saul gesondig is sy koningskap van hom weggeneem. En God stuur vir Samuel, om dan 'n nuwe koning te gaan salf, en hy sê, gaan na die kinders toe van Isai. En hy sê, gaan salf onder hulle seuns vir my koning. En ons weet hoe hy dan gekom het, en al sy seuns gebring het, of 7 van die seuns gebring het, en al 7 seuns kom verby, en elke keer as Samuel dink, dis nou hy, dan sê God, nee, is nie hy nie. En as hy dink is hy, dan is dit nie hy nie. En totdat God vir hom sê, moenie kyk na sy gestalte nie, ek kyk na sy hart. En toe al die seuns verbykom, en is nog steeds nie hy nie, toe vra hy, moet daar nog 'n seun wees, want God het met hom gepraat, gaan salf die seun van Isai. Is daar nog 'n seun? En sy pa sê, ja, daar is nog 'n seun, maar hy is 'n skaapwagter.
En hy sê, laat hom haal. En weet jy wat is die wonderlike deel? En die woord van die Here sê in 1 Samuel 16 vers 13, Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. Te midde van dit wat ander mense gedink het, dis die man. Te midde van selfs 'n pa wat gedink het, dis die seun wat ek graag sal wil hê moet koning wees. Kom die Here en hy salf vir Dawid in die midde van sy broers. En die gees van die Here het van daardie dag af verder oor Dawid vaardig geword. En ek wil 'n stelling maak om te sê, jy mag die swart skaap van jou familie wees, maar dalk is jy net die uitverkorene van God. Sê vir die ou langs jou, jy mag dalk die swart skaap van jou familie wees. Maar jy's God se uitverkorene. Amen. Dat ek en jy vanmôre dit sal weet. Nou ek wil vir jou 7 sleutels gee tot momentum. En vir die ouens wat nou gewoond is om net 'n uur kerk te hou, ek is jammer vir jou. Dit gaan nie vanmôre net 'n uur wees nie. Maar vergewe my daarvoor en dan kom jy terug vir die volgende keer wanneer ons net 'n uur preek, maar of dan net 'n uur kerk hou, maar hou gou vas. Ek gaan my bes te doen om so gou as moontlik hierdie oor te dra op so 'n wyse dat jy dit sal behou. Maar die eerste sleutel is, hou op om jouself te sien soos ander jou sien. Hou op om jouself te sien soos wat ander jou sien. Hou op om in te pas by ander se opinie. Hou op om in te pas en te kan wees wat ander dink jy moet behoort te wees. God het jou uniek gemaak. Amen. En ek en jy moet kan weet, ons moet weet wie ons is in Christus. Want ander mense mag dalk net jou spoed breek. Ander mense se opinie van jou, ander kan dink jy's dalk net 'n skaapwagter. Maar God dink jy's 'n koning. When others see a shepherd boy, God sees a king. Amen. En dis wat ek en jy vanmôre moet kan weet. Nou, Dawid sy eie pa. In sy opinie was hy net 'n skaapwagter en in sy opinie was hy net 'n amper 'n broodaandraer. Nee, en ons sal dit nou sien. Want wat gebeur is, die Israeliete word aangeval of hulle kom te staan teen die Filistyne. En die Filistyne het hierdie groot man Goliat. En ons ken die storie, ons ken die verhaal, maar hier kom Goliat en hy daag hulle uit en sê, bring vir my 'n man. Bring vir my 'n man dat ons kan veg en as hy my wen, dan buig ons voor julle en as ek hom wen, dan buig julle voor ons. En hier is hierdie Goliat wat besig is om die slagordes van Israel uit te daag. En almal is bang vir hom, selfs koning Saul. En terwyl sy broers by die gevegslinie is, vra Dawid se pa, hy moet vir hulle kos vat. Hy is net die lunchboy. En God maak van 'n skaapwagter en 'n lunchboy maak God 'n koning. Maar ek en jy moenie kan dink soos wat ander mense van ons dink nie. Ons moenie kan onsself sien soos wat ander mense ons sien nie. En hy hoor hoe Goliat praat van God se volk. Hy hoor hoe praat hy met God se volk. En hy vra die vraag. Hy vra in die eerste plek, wie is hierdie Filistyn? Dat hy so met God se mense kan praat. Wie is hy? Wie dink hy is hy dat hy so met God se mense kan praat? En dan vra hy nog 'n vraag. Wat sal gebeur met die man wat hierdie Filistyn verslaan? En die roemers begin uit te kom en hulle sê, nee, daar is gesê, in die eerste plek, wat met hom sal gebeur is, hy sal oorlaai word met rykdom. In die tweede plek gee Saul sy dogter vir hom as bruid. En in die derde plek word sy familie kwytgeskeld van belasting. Wie sê ek sal nogal daarvan hou as ek nie meer SARS hoef te betaal nie? Amen. Geen wet nie, geen belasting nie, 45% terug in jou sak. Prys die Here daarvoor. Sê ek sal nogal kan doen met daai miljoen. Amen. Dat ek en jy dit kan hê. En in 1 Samuel 17 vers 28, hy sê, toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword en vir Dawid gesê, waarom het jy eintlik afgekom? En dan weet jy hierdie klomp kleinvee. Dan weet jy hierdie klompie kleinvee. So kyk gou nou hoe hy sien. Dan weet jy hierdie klompie kleinvee
afgegee. Erken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Jy's net hier om te kom kyk wat gebeur. Jy's 'n nuuskierige AG en dan sien jy Dawid se broer, in die eerste plek bevraagteken hy sy oordeel, in die tweede plek verkleineer hy sy werk, en in die derde plek oordeel hy sy motiewe. Nou, wie van julle het al sulke goed beleef in jou familie, of sulke goed beleef in jou vriendekring, dat ander mense dink, maar hoorie, jy's hier met die verkeerde redes, en jy's hier met die verkeerde motiewe, en jy's hier vir al die verkeerde goed. En is hier waar sy eie broer hom nie kan raak sien nie, en selfs Saul laat vir Dawid haal. En in 1 Samuel 17 vers 32 sê die woord van die Here, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan en teen hom veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Nou wil ek gou vir julle iets sê. Ons het op skool dit gedoen. Ons het saamgestem. Dan target ons 'n sekere ouetjie. En dan gaan die eerste ou sê vir hom, wat's fout met jou, is jy siek? Dan sê hy, nee, ek maak hier niks nie. Dan kom die tweede ou, en hy kom sê vir hom, wat's fout met jou, jy lyk bleek, is jy siek? Dan sê hy, nee, ek maak hier niks nie. Maar teen die tyd wat die derde ou kom, en vir hom sê, wat's fout met jou, is jy siek? Pauze, dan boek hy af siek. Hoekom? Want in die mond van 2 of 3 staan 'n ding vas. So beteken, ek het nie siek gevoel nie, maar as jy sê ek is siek, nee, ek dink nie dis so nie, maar as die tweede ou vir my sê ek is siek, nou moet ek nou begin dink, en as die derde ou vir my sê ek is siek, dan is ek seker nou maar siek. Nou hier is Dawid. Sy pa sê vir hom, jy's net 'n skaapwagter en 'n lunchboy. Sy broer sê, jy's net hier vir die verkeerde redes. En die koning sê, jy's net 'n seun. En hier wil ek vir jou sê, Dawid het hom doof gehou vir hulle. En ek en jy moet ons ook doof hou vir die opinies van ander. Ek en jy is wat God sê ons is. Ons is nie wat ander mense sê ons is nie. Gee die Here 'n bietjie lofoffer daar. Die tweede sleutel vanmôre is, verag nie die dag van klein begin nie. Verag nie die dag van klein begin nie. In 1 Samuel 17 vers 40, hy sê, daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in sy slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn toe. Het jy al gehoor mense sê, you don't bring a knife to a gunfight. Nou in Dawid se geval, bring jy nie 'n ketty na 'n sword fight toe nie. Maar moenie die dag van klein begin nie. Want Dawid was getrein met daai ketty. Hy was getrein met daai slingervel. Beter as wat 'n soldaat met sy swaard getrein was. En hier kom hy met die bietjie wat hy het, met die min wat hy het, en die min kennis wat hy het, en die agtergrond wat hy het. En toe Saul vir hom sê, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan nie, is die antwoord, dieselfde God, wat my gehelp het, teen die beer en teen die leeu, is ook dieselfde God, wat my nou gaan help, teen hierdie Filistyn. En dis wat ek en jy moet kan weet. Moenie dink, dat die klein begin, is maar 'n klein begin nie. Moenie dit verag nie. Die woord van die Here kom ook, en sê vir ons, daar in Sagaria 4 vers 10, hy sê, wie verag dan die dag van klein dinge, terwyl daar die 7 die oë van die Here, wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubabel. Nou, ek wil net gou dit vir jou sê. Thomas Alva Edison, wie kan onthou wat het hy ontwerp? Wie het nou gesê? Die gloeilamp. Weet julle wat het hulle vir hom gesê op skool? Jy is te dom om te leer.
Ek en jy sit met die gevolge van 'n ou wat nie geluister het na ander mense se opinies nie. En wat die dag van klein begin. Nou iemand sê vir hom uit 100 en ek dink as 101 of 102 redes om nie 'n gloeilamp te maak nie. En toe die 102de een is toe nou die regte gloeilamp. Walt Disney, hy's afgedank van sy eerste werk, want daar's vir hom gesê, jy's nie kreatief genoeg nie. En die dag, toe Disney World geopen word, was Walt Disney nie eens daar nie. En iemand sê vir sy vrou, ek wens Walt kon hier gewees het om dit te sien. En sy vrou antwoord, Walt het hierdie al gesien, lang voordat enige iemand anders dit gesien het. Hier wil ek vir jou sê, moenie toelaat dat enige iemand jou visie steel nie, moenie toelaat dat enige iemand jou droom steel nie, moenie jy toelaat dat die dag van klein begin van jou ontneem word nie, want is die klein begin wat die groot dinge veroorsaak. Elvis Presley, toe hy gaan vir ons eerste audisie, toe word daar vir hom gesê, jy moet maar liewer teruggaan en gaan trokke ry. Don't lose your day job. But that's one for the money, two for the show. Wie ken nie vir Elvis Presley nie? Nee, selfs die geredde ouens tik nog steeds wanneer Elvis sing. Vir die van die wat nie weet nie. Ek dink Elvis het meer geestelike plate gemaak as die ander plate wat hy gemaak het, maar kom ek en jy sê dit. Moenie dat iemand die dag van klein begin van jou ontneem nie. Dis nie waar jou lewe begin nie. Dis waar jou lewe eindig. Amen. Die derde sleutel. Die derde sleutel is maak die beste van elke oomblik. Maak die beste van elke oomblik en dan moenie aanstoot neem nie. Toe Samuel na Isaai toe gaan, was Dawid nie eens 'n gedagte nie. In sy gedagtes gaan hy om een van die seuns en hy kyk na die gestalte. So Samuel verwag, hier moet 'n man wees so Saul. Saul het kop en skouers bo die volk uitgestaan. So Samuel het gedink dis hoe die koning moet lyk. Isaai het gedink dis die seuns wat hy dink behoort koning te kan wees. Die broers het nie gedink Dawid is enigiets nie. En selfs die koning. Maar Dawid neem nie aanstoot nie. En ek dink dit is een van die goedes wat ons moet leer. Moenie so vinnig aanstoot neem nie. Moenie dat ander se opinies maak dat jy dan uiteindelik in opstand kom nie. Kom ek lees net gou vir jou wat 1 Samuel 16 vers 13. Hy sê Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers en die gees van die Here het van daardie dag af verder oor Dawid vaardig geword. En Dawid maak van die beste geleenthede gebruik. Kyk, sê iemand. Hy sê if God has given you a big vision but you don't yet see the manifestation, be diligent where you are, create a momentum for your future by your faithfulness today. Kind van die Here, as jy sit met 'n groot droom, as jy sit met 'n groot verwagting, begin nou al die momentum skep. Moenie jy aanstoot neem nie, hou jy net aan, wees getrou, want hoekom? Want as jy oor min getrou is, sal God jou oor veel meer aanstel. Dis 'n goddelike beginsel. If you are faithful in the little, God will put you over much. So beteken, hou jou droom en hou jy net aan getrou wees. En dan sien jy hoe jou getrouheid uiteindelik vrugte afwerp. Amen. So moenie jy ophou getrou wees. Nou, maar in Handelinge 9 lees ons, waar Paulus sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Dis die beste vraag wat enige een van ons kan vra. En in Psalm 32 sê God, vers 8, hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Nou, Steve Jobs was die founder van die Apple computer. Nou, hoor gou wat sê hy.
Hy sê, your time is limited, so don't waste it. Living someone else's life, don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Sê gou vir die ou langs jou, daar is nie nog 'n ou soos jy nie. Daar is nie nog 'n ou soos jy nie. Beteken jy en die Heilige Gees weet beter. Amen. Het is goed om raadgewers te hê. Die Bybel sê ook, ons moenie raadgewers minag nie. Maar luister na jou innerlike stem. Luister na the inner voice of the Holy Spirit. Luister na wat God vir jou sê. En moenie terugdeins nie. Nou, as jy in diens geneem word, ek wil net gou-gou hê, ons moet hierna kyk. Ekskuus, voordat ek daarby kom, wil ek vir jou sê, sleutelnommer 4 is dit. Ignoreer die kritiek van ander. Ignoreer die kritiek van ander. Nou eers het sy vader gedink hy is nie goed genoeg nie en hy moet dit ignoreer. Sy broer het nie gedink en hom vals beskuldig en hy moes dit ignoreer en selfs die koning dink hy is nie goed genoeg nie en hy moet dit ignoreer. En toe Saul vir hom sê, jy kan nie gaan veg nie, jy is maar net 'n seun, en sy antwoord dit. Hy sê, die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee die strop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Niemand weet wat binne in jou is, behalwe die gees van God wat binne in jou is. En partykeer is daar meer in jou. There's more to you than you let on. There's more to you than other people see. There's more to you than other people has recognized up to now. Jy is die een wat moet herontdek. Here, wat het U binne in my geplaas? Waartoe is ek in staat? Want ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Dan wil ek vir jou sê, as 'n Dawid 'n beer en 'n leeu en dan uiteindelik 'n Filistyn kan aanvat, dan kan ek en jy dit ook doen. Amen. Nou wil ek gou vir jou sê, dis nie Filistyn nie. Hallo. Is daar enige iemand met die naam Filis in die gemeente? Is daar mense met van Steyn? Dis nie Filistyn nie. Moet nou nie dink jou vrou is nou die Goliat in jou lewe nie. Wel, party, maar nou nie in hierdie gemeente nie, ons praat nou van die ander gemeentes, maar partykeer dink ons, dit is die grootste vyand wat jy aanval. Maar meantime, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is teen die bose geeste in die lig. Veg die geveg daar agter, veg die vyand daar agter, maak seker jy kry die oorwinning. Wanneer ek en jy in diens geneem word, moet ek en jy partykeer ondersoek instel. If I were the boss, vraag jy jouself die vraag, as jy die baas was, sou jy jouself in diens geneem het? Hallo? Sê nou maar jy was die baas, sou jy jouself in diens geneem het? As jy die baas is, if you were the boss, would you promote me based on my job performance and attitude? Hello? If I were the boss, would I give me a raise? Wel, ek dink so. Ek en jy moet partykeer vir ons self vraag. Hoe measure ek up? Maar hier wil ek sê, nie anders opinie, wat sê God? En wat dink ek van myself? Nou, kom ons vra die Here in Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ons kan nie beheer wat ander mense doen en sê, maar ek kan wel beheer hoe ek reageer daarop. Hier wil ek gou vir jou sê, selfs in die huwelik, selfs in elke plek, maak dit nie saak wat mense sê en wat mense doen nie, dit maak saak hoe ek reageer daarop. Die enigste ding waaroor jy beheer het, is jou eie reaksie.
En ek en jy kan kies om in plaas van ongeloof geloof te hê. Ek en jy kan kies om in plaas van haat liefde te hê. Ek en jy kan kies om in plaas van ander mense se negativiteit kan ek en jy positief wees. Ek en jy het 'n keuse ten opsigte van hoe gaan ek reageer en hoe gaan ek dit hanteer. Maar moet net nie ander se kritiek toelaat om jou toekoms te bepaal nie. Kyk gou na sleutel nommer 5. Wees doelgerig. Nee, wees doelgerig. Beteken dat ek en jy daarop uit sal wees om dan die doel te bereik wat voor ons is. Want ek en jy moet vir onsself vra, hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom doen ek wat ek doen? Nou my broeder het nou vir julle probeer sê, ek en jy moet vir onsself die vraag vra, wat is ek besig om te doen? Is ek besig om iets vir God te doen? En dis 'n goeie vraag om te vra. Dat ek en jy sal vir onsself die saak uitmaak, is ek besig om te doen? Hoekom? Because if you aim at nothing, you will hit it every time. If you aim at nothing, you will hit it every time. Beteken, as ek net blindelings gooi, dan gaan ek daar uitkom. Maar as ek soek na die doel, as ek die doel van Christus en die doel van sy hoop, as ek dit wil bereik, dan beteken dit ek moet konsentreer daarop. Ek moet doelgerig kan wees. En dan, hier is dit is net een ding, hierdie Filistyn moet val. Hierdie Filistyn moet val. Hierdie Filistyn wat so sleg praat van God se volk, hierdie Filistyn wat van God en sy volke bespotting maak, hy moet val. Daar is net een doel voor oë. En hy wil dit doen. En dis wat ek en jy nou moet kan doen. Doelgerig wees. 1 Samuel 17 sê, maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle van hom af weg, want hulle was baie bang. Vers 25 sê, wat is die beloning vir die man wat die Goliat verslaan? En hulle sê dit. Maar hier is die vraag, wat is Dawid se motivering? Is sy motivering die rykdom? Nou kom die woord van die Here sê, en hy gee ons die krag om rykdom te verwerf. God gee selfs vir ons rykdom in ons slaap, nee, dis waarom my vrou so lekker slaap. Nee. Sy glo die Here voorsien terwyl sy slaap. Nou, ek en jy moet kan weet, dit gaan nie oor die rykdom nie, want God kan dit vir jou enige tyd gee. Is dit om Saul se dogter te kry? En wie wat is Dawid se antwoord? Wie is ek tog? Toe hy uiteindelik Saul se dogter kry, toe sy nederig voor God. Hy sê, wie is ek dat ek 'n skoonseun van die koning kan word? Dit beteken dit nie vir hom gegaan oor die dogter wat hy kan kry nie. Gaan nie oor dat ek nou die koning se dogter kry as my vrou nie, nee? Ek dink ek sal ook gebrek het, maar hier is ek nou met 'n koningskind, so ek is ook met die koning se dogter getroud. Amen. Maar dat ek en jy kan weet, dit het nie gegaan oor die dogter nie. Is dit dat my familie vrygeskeld sal word van belasting? Al daardie goed is oorwegende faktore, maar vir hom het dit gegaan oor die Filistyn. Dit gaan oor hierdie man wat God se slagordes uitdaag. Dit gaan oor die vyand wat kom en die volk van God kom verneder terwyl hulle God se volk is. Kyk gou na die ou langs jou, sê vir hom, jy's God se mens. Jy's God se mens. Niemand mag sleg praat van jou nie, niemand mag sleg dink van jou nie, niemand is veronderstel om jou aan te vat nie. Ek wil gou vir jou sê, dat ek kry eintlik die ou jammer wat teen my praat of teen my sê, want as God vir my is, halleluja. En daarom moet ek vir jou sê, ek wil eintlik vir julle sê, gister, toe hoor ek in my gees, ek is soos Josafat. En wie wat het Josafat gedoen? In plaas daarvan om die geveg te veg, het hy net God geloof en prys, en God het die geveg namens hom geveg. So ek wil amper vir jou sê, nou nie vir julle nie, vir die ouens daar buite. Be careful what you say. All I do is I just praise the Lord and God deals with you. Amen. Amen. Ons hoef net die Here te loof. Ons hoef hom net te prys. En dan sien ons wat doen die Here. Ek en jy moet kan weet, dat ek en jy moet nie reageer nie. Ons moet nie verkeerd reageer nie. Ons moet doelgerig bly. Hy sê vir hom hierdie woorde. Hy sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God uitdaag? En ek en jy moet die regte motivering hê. Sleutel nommer 6 is dit, verander jou denke en jou spraak. In 1 Samuel 17 vers 44 verder sê die Filistyn vir Dawid, kom jy na my toe
dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Nou kyk gou hier. Eers dink sy pa, hy's nie goed genoeg nie. Toe dink sy broer, hy's daar vir die verkeerde redes, en hy's sommer net daar vir om niks net te wees. En toe dink die koning, hy's te dun en te min en te klein, en hier kom die Filistyn, en die Filistyn sê vir hom, kom 'n bietjie hier, ek wil jou vlees aan die voëls voer. Nou wil ek amper vir jou sê, as jy hier teen die derde keer moet hoor, jy's nie goed genoeg nie, en hier kom 'n Filistyn en sê vir jou, hoorie, ek gaan jou vir die voëls voer, dan het ek en jy 'n geneigtheid om te draai en weg te hardloop. Ek en jy sal in ons menswees dink en in jou denke. As jy dit lank genoeg hoor, dan gaan jy so dink. En dis wat ons hier moet hoor, verander jy jou denke en jou spraak. En selfs al sou iemand anders iets sê, begin jy om die teenoorgestelde te sê. Dis waarom die Bybel sê, word vernuwe in die vernuwing van jou gemoed. Nee, word vernuwing in jou denke. Beteken, gaan deur 'n transformasie om te wees wat God wil hê jy moet wees. Jy's nie meer 'n rispe nie, jy is nou 'n skoenlapper, nee? Dat ek en jy sal dink so skoenlappers, wat van blom tot blom kan gaan en styfmeel kan oordra. Dat ek en jy dit kan wees wat God sê ons is. Die vyand probeer om jou momentum te breek. Hy probeer om jou te intimideer. Nou sê 1 Petrus 5 vers 8. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Luister gou mooi. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Nou iemand het gesê, hy is eintlik 'n muis met 'n luidspreker. Ek onderskat nie die duiwel nie. Ek onderskat nie wat hy kan doen nie, maar weet jy wat? Hy kan eintlik niks doen as ek en jy die gees van God in ons het. Hy is tot niks in staat as ek en jy God aan ons kant het nie. Maar weet jy wat, is hy briljant in? Om jou denke te verander. Hy is briljant om jou denke te kom beïnvloed. Hy is briljant daarin, dat jy begin dink soos wat hy moet dink, en dan begin jy nou praat daaroor. Jy begin nou negatiewe goed te sê. Nee? Ek het julle lank terug, het ek vir julle gesê van, toe ek in standaard 6 was, ek gaan dit nou maar weer gebruik. Standaard 6, toe is daar hierdie meisie, nogal 'n Steyn meisie. Nee, ek wil nie haar naam sê nie, want nou sien sy op multimedia en dan dink sy ek hou dit teen haar, maar hierdie Steyn meisie sê vir my, jou mislukte mislukking. Nou ek weet nie wat het ek verkeerd gedoen nie. Kan nie onthou wat het ek gedoen nie, maar ek is standaard 6, so ek kan 'n klomp goed verkeerd gedoen het. Nou, en ek is 'n seun, so jou mislukte mislukking. Ek was laterand uit die skool uit. As ek 'n fout maak, dan het ek nie meer Ina Steyn nodig om vir my dit te sê nie. Ek sê dit sommer vir myself, jou mislukte mislukking. En dit kos 'n werk van God om dit te verander. Dat ek my denke verander. En dat ek nie meer so dink nie, en dat ek ook nie meer so praat nie. En dis wat Dawid dan doen. Ek en jy moet kan weet, selfs al het my pa so gedink, selfs het my broer so gedink, selfs het die koning so gedink, en nou dink my vyand ook so, ek gaan nie so dink nie. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Gee die Here 'n bietjie lof. En maak nie saak wat jy in die gesig staar nie. Moenie jy momentum verloor nie. Kry nuwe momentum en weet net, as God vir my is, wie kan teen my wees? As God in my is, dan is daar niks wat my kan teëstaan nie. Ek en jy moet weet wie ons is in die Here. Ek en jy moet kan sê wat God sê. Romeine 10 vers 10 sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Amen. So alles gaan oor wat jy sê en hoe jy praat. Nou ek wil amper sê, jou momentum kan nie gestop word behalwe as jy so sê nie. Jou momentum kan nie gestop word en sê jy dit nie glo en dan so praat nie. En ek en jy moet dit nie toelaat nie.
Sefanja 3 vers 17 sê, die Here jou God is by jou, hy is 'n held wat verlossing skenk, hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Sê 'n bietjie prys die Here. Sê vir jou langs jou, God juig oor jou. God juig oor jou. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Weet wat sê? Hy sê, wie is jy groot berg? Nou kan ek gou vra, wie van julle het 'n berg voor jou op hierdie oomblik? Wie weet, daar's 'n berg, daar's 'n berg, daar's 'n berg. Maak nie saak wat se berg staan voor jou nie. Jy moet met daai berg praat. Ek wil amper vanmôre vir jou sê, dis nie nou tyd om vir God te vertel hoe groot is jou probleem, of hoe groot is jou berg, of hoe groot is die Goliat wat voor jou staan nie. Dis tyd om vir jou Goliat en vir jou berg te sê, hoe groot is jou God? Hy sê, wie is jy groot berg? Nee, jy sal word. Nee, wie is jy groot berg? Laat ek dit net lees. Hy sê, wie is jy groot berg? Voor Serubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen laat tevoorskyn bring onder die uitroepe van genade, genade oor hom. Weet wat het God vir Saul gesê? Vir Saulus. Toe hy bid dat die berg moet verbygaan. Want hy het 'n probleem gehad met sy oë. En hy vra die Here om hierdie ding weg te vat. En God sê vir my, genade is vir jou genoeg. Nou wil ek vir jou sê, God se genade is vir jou genoeg. As daai berg nie skuif nie, vat hy jou bo oor die berg. Maar die berg is nie jou probleem nie. Jou geloof in God, jou denke en jou praat is vanmôre jou probleem. Praat reg, dink reg, doen reg en vertrou God en sien hoe daai berg verdwyn. Jy sal hom in jou triespieeltjie sien binnekort. Amen. As jy hom nie in jou triespieeltjie sien nie, het hy geskuif. Maar as hy in jou triespieeltjie is, het God jou behoor gevat. Gee die Here 'n bietjie lofoffer. Prys hom 'n bietjie. Ek is amper klaar. Sleutel nommer 7 is, skep momentum vir die oorwinning. Dan beteken dit, voeg die daad by die woord. Nou ons weet ons moet verander word deur ons denke te vernuwe. Maar hier kom 1 Samuel 17 vers 48. Hy sê, toe die Filistyn hom dan klaar maak en aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die gevegsterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in sy tas en neem 'n klip, dit is nou die massa, daarna en slinger dit is die spoed, en hy tref die Filistyn op sy voorkop, sodat die klip in sy voorhoof ingedring het, en hy op sy gesig teen die grond geval het. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. You don't bring a ketty to a sword fight. Maar die ketty het gewen. Want hoekom? Dit was momentum wat die reus verslaan het. So klein klippie teen so groot kop. En daai gesig val teen die grond. Nou wil ek vir jou sê, al wat jy nodig het is nuwe momentum. Kind van God, as jy wil oorwinning hê, as jy bo daai berg wil kom, as jy oorwinning wil hê in elke deel van jou lewe, kry nuwe momentum. Want is momentum wat die reuse verslaan. Dis momentum wat vir jou die oorwinning gee. Jy kry 3 soorte mense. Kyk gou na mekaar. Kyk gou, wat dink jy, wat 'n soort mense sit langs jou? Die eerste mens is die mens wat wens dinge wil gebeur. Die tweede soort mens is die mens wat dinge maak gebeur. En die derde ou is die een wat wonder wat het gebeur. Hallo? Moenie wens nie, en moenie wonder nie. Skus, jy opgedaai tannie. Skus, hulle gaan haar help. Ek en jy moenie wens nie, en ek en jy moenie wonder nie. Ek en jy moet die een wees wat dinge maak gebeur. Ek en jy moet gereed wees as die vyand ons droom wil kom steel. Ek en jy moet gereed wees. Ons moet bestormers wees van die koninkryk, want die Bybel sê bestormers gryp dit met geweld. Jaag jou droom na,
Moenie dit uitstel nie. Ek wil vir jou laaste skrifgedeelte gee. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. Hulle het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Kan ek en jy nou praat? Kom ons begin sommer met daai tannie. Kom ons praat lewe oor haar. Kom ons spreek genesing oor haar. Ek dink sy het net skeef getrap, maar sy het hard geval. So kom ons bid nou. Sy okay? Sy is okay. Maar kom ons sê vir die Here dankie. Gee die Here 'n lofoffer. Sy is okay. Vader, dankie. Dankie dat ons kan bid vir daai tannie. Dankie dat ons nou kan bid dat jy haar volkome gesond maak, dat geen been of enigiets seer gekry het nie. En Here, dat U, Here, haar volkome genesing sal gee en dat sy kan kom getuig van die goedheid en die guns van die Here in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kind van die Here, ek wil met jou praat oor kry nuwe spoed. En ek wil daarmee afsluit om te kan sê wie vanmôre voel ek het 'n bietjie spoed nodig. Tot nou toe het die duiwel dit reg gekry om my te laat terugdeins, tot nou toe het die duiwel dit reg gekry om my te laat spoed verloor en ek voel net asof ek nie aan die gang kan kom nie. En ek wil in besonder bid vir mense vanmôre wat sukkel om weer aan die gang te kan kom. Eens op 'n tyd was ek voluit vir die Here, eens op 'n tyd kon ek dinge doen, eens op 'n tyd was ek vol blydskap en vol vrede, maar iewers langs die pad het die duiwel dit reg gekry om my te laat tot stilstand kom. En jy wat vanmôre sê, ek soek nuwe spoed in my lewe, wil jy nie jou hand opsteek vanmôre? Wil jy nie jou hand opsteek en sê, ek wil nuwe spoed kry vanmôre? Staan 'n bietjie daar in jou plek, staan net daar waar jy is. Staan sommer daar op waar jy is. In die naam van Jesus, voorsangers, musikante, julle kan so lank na vore kom. Hier is vir jou 7 sleutels om nuwe spoed te kan kry. Ek wil hê begin sommer daar. Daar waar jy nou is, begin om met daai Goliat te praat wat voor jou staan. Begin sommer om met daai berg te praat. En begin vir hom te sê, wyk berg, wyk Goliat, want in die naam van Jesus, ek kom na jou toe in die naam van die Here. En of dit nou jou huwelik is, en of dit 'n werksprobleem is, en of dit finansies is, wat ook al vanmôre jou Goliat is, en wat ook al jou berg is vanmôre, spreek dit aan in die naam van Jesus, en sê in die naam van die Here, verklaar ek vanmôre die oorwinning. Ek verklaar vanmôre my deurbraak. Ek spreek vanmôre die oorwinning wat ek gaan kry, en wat ek al reeds besig is om te kry. Dankie Here vir nuwe spoed. Dankie Here vir nuwe momentum. Dankie Here vir manne en vroue wat weer kragtig word in die Here. Dat U krag, Here, vir hulle in staat stel om weer aan die gang te wees, weer te doen wat U wil hê hulle moet doen, weer die manne en vroue te wees wat U hulle bedoel het om te wees, en dat hulle kragtig vir U kan leef, Here. En wat ook al in die verlede hulle gestop het, wat in die verlede ook al hulle spoed laat verminder het, in die naam van Jesus sny ons dit af. Here, elke gewig aan hulle voete, verklaar ons is nietig, en Here, dankie dat U die oorwinning gee vanmôre, in die naam van Jesus. 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 Here, elke een wat nou staan, in die naam van Jesus. Here, wil ek bid dat U vanmôre daai deurbraak gee, dat hulle kan kom getuig, wat het die Here gedoen, dat hulle kom getuig, wat het die Here reg gekry, en dat hulle die oorwinning sal smaak in Jesus naam. Laat hulle soos 'n Dawid wees wat sê, jy kom na my toe, met 'n lans en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. En ons dank